Die titel van die les, geloof wat deur die liefde werk. Punt nommer 1, almal van julle wat die raamwerke gekry het, is daar by julle. Julle kan my volg op die raamwerk. Hierdie is nog 'n raamwerk vir jou gereedskapkas, jou toolbox, vir praktiese bediening. Dit maak dit vir jou maklik en eenvoudige kinderlike manier om ander mense iets te leer oor geloof. Sê amen. Amen. Nou, op jou raamwerk sien ek dit, daar 10 punte. En nou gaan ek dit so puntgewys vir julle doen. Ek gaan nie haastig wees nie. Ons gaan dit geniet terwyl ons dit doen. Stem julle saam met? Amen. Nou, jy moet jouself sien, jy sit in 'n huis, in 'n sitkamer by mense, en jy kan vir hulle almal hierdie raamwerke uitdeel, en jy kan dan sê, kom ons doen woordstudie, en dan gesels 'n mens lekker oor geloof. En die titel wat ek hom gegee het, is geloof wat deur die liefde werk. Dis ons les 7 in ons raamwerk gereedskapkas. Sê amen. Amen. Nou, die eerste punt op die raamwerk is, geloof is nutteloos sonder liefde. Galasiërs 5 vers 5 lees ons, want ons verwag deur die Heilige Gees uit die geloof, sê almal uit die geloof, die geregtigheid. Nou, julle weet wat geregtigheid is, dis om tot jou volle reg te kom as God se kind van liefde, waarop ons hoop. So hier is nou 'n hoop nog, hoop lê in die toekoms. Sê amen. Geloof is nou. Amen. Toekoms is sal. Geregtigheid beteken om tot jou volle reg te kom as kind van die hemelse Vader. Amen. Wie agape onvoorwaardelike liefde is. Agape is die Griekse woord vir God se tipe liefde. Beteken onvoorwaardelike liefde. Dis 'n liefde wat nie voorwaardes stel nie. Dis jy het lief omdat jy is liefde, want jou Vader is liefde en jy is geskape na sy beeld en sy gelykenis. Galasiërs 5:22 wil ek net weer vir julle lees. Dit beskryf aan ons wie ons is. Wie wil môre weet wie is jy? Dis jy weet nie mooi wie ek is nie. Wel, jy is waarom jy hier is, sodat ek jou kan leer en vertel wat sê die woord wie jy is. So wie wil hoor môre wie is hulle? Wat Galasiërs 5:22 is die woord. Die woord is Jesus. Jesus het ons kom wys en hy het ons kom sê wie ons is. Wie wil dit glo môre? Amen. Jy sê ek voel nie so nie, maar jy moet nie voel nie, jy moet glo. Galasiërs 5:22. Liefde is, dis wie jy is. Liefde is vredevol. Eerste plek, bly, vredevol, geduldig, vriendelik, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis wie jy is. Sê amen. Amen. Ek weet nie jy nie, maar ek voel sommer klaar groter die binnekant. As hoor wat sê my Vader, wie ek is. Ons is geskape na sy beeld, sy gelykenis, Genesis 1:26. Ons is onvoorwaardelike agape liefde. Deur Christus is ons dit reeds klaar. Christus, sê almal Christus. Hy het die prys betaal, hy het ons daarby ingetrek, daarom is ons dit klaar. Dus glo dat jy reeds is wat die Vader deur sy woord sê jy is. In en deur Jesus Christus is ons kinders van sy liefde. Wie wil dit glo? Ons pog nie met onsself nie. Jesus het dit moontlik gemaak. Hy het jou by hom ingeneem in die 3 dae kruisoperasie en daarom is jy dit nou klaar. Wie wil dit glo? Dit gaan oor wat jy glo. Okay. Galasiërs 5 vers 6. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, sê almal krag. Maar in die krag van geloof, wat deur die liefde werk, het jy dit reeds. Amen. Wie wil glo vanmôre? Daar's 'n krag in geloof. En geloof is uit die gehoor. En gehoor is uit die woord wat jy vanmôre hoor. Jy hoor nou wat die woord sê, wie jy is. Wie wil dit vat?
Amen. Niks met gevoelens te doen. Ja, maar ek het net voor 'n kerk toe gekom en jy het nie kerk toe gekom nie, jy is die kerk. Maar in elk geval, toe jy hiernatoe gekom het, hallo kerke, toe jy hiernatoe gekom het, ek het my meer verloor. My vrou het my kwaad gemaak, my man het my kwaad gemaak, my kinders het my omgekrap. Nee, ek weet daarom nie of dit is nie. Mense, weet jy wat? As jy vroeg vanmôre opgestaan het en jy het hierdie woord oor jouself gebid en jy het sterk geword in die woord wat vir jou sê wie jy is, sou jy nie jou geduld verloor het nie. Sou jy nie tantrums gegooi het nie. Sê amen. Die geloof wat deur die liefde werk. Staan ek persoon langs en sê die geloof werk deur die liefde. Werk deur die liefde en werk nie deur iets anders. 1 Korintiërs 13 vers 2. Al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie hierdie agape onvoorwaardelike liefde nie, sou ek niks wees nie. So baie mense kry groot geloof, ken die woord, begin spog met die woord, maar weet jy wat, hulle is eintlik irriterend, want hulle doen dit nie deur die liefde nie. Liefde konsidereer. Liefde sien almal, Kolossense 1 vers 28, reeds volmaak in Christus Jesus. Amen. Jy praat nie neer op mense, asof jy nou die slim een is nie. Jy sien almal op die vlak waar jy is. Amen. Jy sien niemand onder jou nie, jy sien ook niemand bo jou nie. Amen. Jy sien almal gelyk aan jou. Sê amen. Jy is ook nie in kompetisie met enige iemand. Amen. Die liefde, die geloof werk deur die liefde. Amen. Punt nommer 2 op jou raamwerk. Die is-faktor van geloof. O, hier is vir my so mooi. Hebreërs 11 vers 1. Geloof dan is. Net daaroor om stop. Geloof dan is. Pastoor, jy het al so baie dit gesê. Ek wil dit weer vir jou sê. Want net gister toe hoor ek jou praat. Toe sê jy sal. Toe praat jy sal wees. En jy sê, o, dit gaan so sleg met my. Kom nou. Geloof is. Is teenswoordige tydsvorm. Geloof bring jou in die hemelse Vader se alomteenswoordige is uit. Amen. Sê amen. Jou Vader is, hy is alomteenswoordig. Wie van julle is ook? Ek is so bly julle is hier. Partykeer is ons so besig met sal wees en die verlede, ons is nie. Jy is die klein is in die hemelse Vader se groter is. Al die is waai vir my. Amen. Wie is teenwoordig vanmôre? Amen. Ek is so bly jy is hier vanmôre. Is teenwoordig vanmôre. Die teenswoordigheid is van jou hemelse Vader waar jy kan inbeweeg. Bring jou in sy suiwer soete oomblik, sê almal oomblik. Die oomblik is so wonderlik. Dis wat die Vader is. Die Vader is die oomblik in jou lewe. Hy is elke oomblik beskikbaar in jou lewe, teenswoordig in jou lewe. Die oomblik het geen tyd nie. Die oomblik het geen afstand nie. Amen. Die oomblik is die beste plek om te wees. Dis tydloos. Dis 'n gelukkige plek. Amen. Dis 'n hemelse plek. Dis jou hemelse Vader se plek. Sy teenswoordigheid reeds staan binne in jou. Amen. Daar ontdek jy jou eie wese wat Gees is. In die Vader se groot ek is oomblik. Amen. Jy is die druppeltjie water in die groot oseaan. Maar jy is presies dieselfde soos die oseaan. Selfde kwaliteit, selfde DNA. Dis nie anders nie. Vang julle dit. So mense sê, "Maar so jy sê die Here is in jou." Hoe kan jy dit sê? Ons is verbind aan die Here in die Gees. Sê amen. Amen. Baie mense is so bang, jy sê nou jy is God. Nee, ons kan nooit God wees nie. Ons is die druppeltjie, sê almal druppeltjie. Druppeltjie. Hallo al die druppeltjies, waai vir my. Amen. In die groot, magtige oseaan. Jou hemelse Vader, wat agape, onvoorwaardelike liefde is, maar jy het dieselfde DNA as jou Vader. Amen. Onvoorwaardelike agape liefde. Kom nou. Amen. Wat die mense doen is, hulle gaan uit die oseaan uit. En hulle wil op hulle eie dinge doen. En as jy water uit die oseaan uitneem, baie van ons vrystaaters wat see toe gaan, ek onthou destyds in my maale altyd gegaan het, moes hulle altyd seewater saambring vir van ons werkers. Ag asseblief bring vir ons seewater,
waar kom jy seewater uit? O, dis so goed vir die maag en vir die spysvertering. Nie meer nie. Dan bring jy nou daai, een keer toe bring ons nou so 'n klomp bottels nou saam, en toe vergeet ons dit in die iewers in die kattebak van die kar. En toe na so 'n paar weke toe ons dit uithaal, toe is dit sleg, toe is dit vrot geword. So wie stem saam? Dis wat gebeur. Yes. Amen. En daar gaan die krag weer, maar ons krag is nog hier. Marcus, stel net vir ons daai ding weer reg voor my asseblief. Amen. Ons het 'n bietjie van 'n probleem met ons opnames hier vanmôre as gevolg van die munisipaliteitskrag wat al van gisterand af is. En nou is ons baie bly dat ons daarom gereedskap het om Dubbelsysteem te doen. ons eie ding te doen. Baie dankie. Dankie maar. Okay. So leef ons dan die isme. Amen. Sê is Is. in die isme van ons hemelse Vader. Amen. Nie in die wasme of in die salme nie. Ja. Jy hoor so baie mense sê, ag eendag sal dit beter gaan. Jy hoor van die jong mense wat sê, as ek net uit hierdie ouer huis kan uitkom, ek is so moeg vir die plek. En dan sê die meisie, as ek net eers getroud is, dan sal dit hemels gaan. O, weer. En dan sit die pastoor met daai nuwe huweliksprobleme wat hy nou rading moet gee. Nee, dan as ek net eers getroud is. O, liewers, en dan sê jy agterna, ek moes nooit getrou het nie. Hallo julle. Nee, weet jy wat, met die Here sal 'n huwelik werk, sê amen. As jy die woord het, en jy die woord lief, en jy leef in die isme van die hemelse Vader, in die woord se isme, sal dit goed gaan met jou. Geloof is nie was nie, is nie verlede tyd nie. Geloof is ook nie sal toekomende tyd nie. Die ander twee plekke waar jy jouself kan bevind, het ek klaar gesê, is in die wasme en die salme toestand. Was en sal is buite die is van geloof. Die plek waar ons moet wees, wat God behaag. Hebreërs 11 vers 6 is die is geloof. Sê amen. Amen. Sal is hoop, hoop is toekoms en hoop is belofte. Geloof egter neem besit van die beloftes Amen. en dit word nou, dit word 'n werklikheid. Yes. Hebreërs 11 vers 6, hier is dit. En sonder hierdie is geloof, is dit moontlik om God te behaag. Want hy wat na God gaan, moet glo dat God is en dat hy 'n beloner is, sê almal is, van die wat hom met ywer soek. So hoe soek ons hom? In gebed. Wat is gebed? Oordink die woord, Psalm 1, dag en nag. Hierdie woord wat jy nou hoor, jy kan dit weer hoor, ek gaan dit uitstuur, jy kan dit weer luister en weer luister, totdat dit vir jou so 'n groot werklikheid word. Die is van ons Vader, die is binne in jou, en jy raak meer bewus van jou teenswoordigheid, in die Vader se teenswoordigheid, binne in jou, en jy het oorwinning. Amen. Want jou Vader is gesondheid. Sê amen. Amen. As jy een is met jou Vader en daar is geen tyd of afstand nie, wat is jy? Gesond. Sê amen. Jou Vader is lewe in oorvloed. Jesus sê Johannes 10 vers 10. Ek is gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Wanneer gaan jy dit kry? Is klaar. Nou. So wat sê jy? Dankie Here, ek is een met U, lewe en oorvloed. Psalm 23. Die Here is my herder. Niks ontbreek my nie. Of wat sê ons? Ek sien die yskas is alweer leeg. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons krag deurkom met die krag hierdie maand? Is dit wat ons sê? Ek sien dit gaan alweer gebeur. Weet julle, hier kom alweer groot koue aan. En al ons gas is op. Nee mense, praat reg. Sê, dit gaan goed met my. Ek is voorsien. Die Here is, sê almal is, my herder. Ek ontbreek aan niks nie. Petrus sê, deur sy wonde
is ons gesond. Ek wil sommer gesond gebruik. Verlede Sondag het julle die verskil gesien tussen genesing en gesondheid. Gesondheid is beter, sê amen. Genesing is op pad na gesondheid toe. So, deur sy wonde is, sê almal is, ek gesond. Kom nou, wanneer gaan jy gelukkig wees? Kom almal sê saam met my, ek is gelukkig. Is gelukkig. Ek is bly. Ek bly. is vredevol. Ek is. Kom nou. Ek is nou geduldig hier in die kerk. Yes. Nee, ons is die kerk. Hier in hierdie gebou waar ons sit op die harde stoele. Die stoele Sê is vir jou saam. lyf, ek is baas, ek is gees, ek woon in jou, jy sal sit. En jy sal rustig wees en jy sal jou volle aandag gee, want hierdie is die woord is ons oplossing. Die woord gee vir ons lewe en krag. Hebreërs 11 vers 6, het ek klaar nou gelees. Matteus 1 vers 23. Jesus se naam, se natuur, is God met ons. Sy naam is Immanuel. Matteus 1:23. Kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar en julle sal hom Immanuel noem. As dit vertaal word, God Met is met ons. Jesus maak dit sterker. Hy sê die koninkryk van die hemele kry jy nie op 'n plek buite jou nie. Dit is reeds daar binne in jou. En wie is die koning van die koninkryk van die hemele? Ons hemelse Vader, Jesus, die Heilige Gees wat nou in ons is. Sê amen. Wat liefde is. So waar is hy? In ons. Ons is verbind aan hom. Wie wil dit glo vanmôre? Yes, amen. Wie is gelukkig? Waai vir my? Daar is hy. Goed. Amen. Eksodus 3 vers 14. God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Jesus is hierdie ek is. Die woord wat lewendig geword het, die ek is woord. Die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En nou hoor ons hierdie woord, hierdie is woord van die Here. Wie vat dit vermoede? Wie neem dit aan? Wie absorbeer dit? Wie koester dit vir jouself? Amen. So vul jy jou gedagtes, denke en gemoed, jou siel met is woorde van geloof. En raai wat gaan gebeur as jou mond oop gaan? Is woorde gaan uitkom. Ja, Amen. amen. Matteus 8 vers 3. Daarop steek Jesus die hand uit en raak die melaatse aan en sê, ek wil word gereinig. En dadelik, sê almal dadelik, Daar is hy van sy melaatsheid gereinig. Kan julle die is sien? Daar staan nie en een paar weke daarna is hy van sy melaatsheid gereinig. Daar staan dadelik, sê almal dadelik, oombliklik. En dit is presies wat is geloof doen. Sê amen. Matteus 8 vers 13, toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En hierdie hoofman se knegt het gesond geword van daai oomblik af. Hy het dit agterna vasgestel. Toe hy gevra het vir sy mense, wanneer het hy gesond geword? Toe kom hy agter. Die oomblik toe Jesus die woord gespreek het, toe het dit gebeur. Sê almal dadelik, oombliklik. Dis 'n wonderlike geloof. Dis 'n kragtige geloof. En weet jy wat? Dis nie jy wat dit produseer nie, dis die woord wat jy hoor wat dit in jou begin produseer. Wie wil hierdie woord vat en dit koester Amen. sodat dit geproduseer word? Matteus 9 vers 22. En Jesus het omgedraai en die vrou gesien wat aan bloedvloeiing gely het. En hy sê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Die woordjie gered is die Griekse woord wat ook beteken gesond gemaak, heel gemaak. En die vrou het gesond geword van daardie oomblik af. Sê amen. Sien, sy het gekom en sy het geloof toegepas. Haar geloofsobjek was Jesus. As ek net aan die soem van sy kleed kan raak, want sy het aan bloedvloeiing gely, sy is onrein. Sy dink sy gaan net aan die soem raak, sal ek gesond word. En sy het tussen die skare deurgegaan, sy was onwettig, want as hulle haar uitgevang het, kon hulle haar gestenig het. Want dis was die wet. En toe sy by Jesus kom, toe val sy op pad neer, sy gryp 'n groot handvol van die soem van sy kleed. Amen. En daai raakpunt, daai oomblik, sê almal oomblik,
toe kom die krag van die Here so kragtig deur Jesus na haar toe, dat Jesus verwonderd stil staan en sê, wie het aan my geraak? En sy disippels sê, Here, maar almal raak en hier's baie mense om hier, almal stamp en stoot mekaar. Jesus sê, nee, hier het iemand nou wat ware geloof het, wat is geloof het, sê almal is geloof, het aan my kleed gevat, het 'n groot krag uit my uitgegaan. En toe Jesus nou sien en sy vertel nou wat gebeur het die vrou, want sy's nou vreesbevange en sy's nog op haar knieë. Dus dit klaar vertel het, toe sê Jesus, vrou, groot is jou geloof. Laat dit wees volgens jou geloof. Amen. Volgens wie se geloof? God se geloof? Nee. Jou geloof. Sê my geloof. Hoe kry jy geloof? Geloof is uit die gehoor. Romeine 4 vers 17. En die gehoor is uit die woord van die Here, soos wat jy nou hoor. Amen. Wie hoor hierdie woord? Het julle agtergekom, ek praat nie 'n salwoord met jou nie. Ek praat nie 'n waswoord met jou nie. Ek praat 'n is nou woord. Amen. Kom nou, wie kan dit vat? Amen. Wie wil dit vat? Punt 3 op jou raamwerk. Geloof word volkome met die doen. Ek het dit hier vir jou 'n bietjie anders gestel. Doen maak geloof volkome op jou Amen. notas. Amen. Doen maak geloof volkome. Amen. Sê amen. Wie wil volkome geloof hê? Kom ons begin dit doen. Kom ons begin hierdie raamwerke vat, en ons gaan na mense toe, met al hierdie raamwerke spreek behoeftes aan van jou medemens. Gaan met die woord na hulle toe. Doen die woord. Gee die woord weg. Hoe meer jy die woord weggee, hoe meer werklik word dit vir jou. Die woord gaan nie vir jou lewendig raak, as jy dit nie kan weggee nie. Kom nou mense. Moenie die dooie see wees. Die dooie see het 'n sterk invloed, maar hy het geen uitvloei nie. En daarom word hy die dooie see genoem, want hy's te sout. Niks groei daar nie. Niks groei daar nie, niks leef daar nie. Maar as jy 'n uitvloei het, sê almal, uitvloei. Gee in jou, loskom. En jy begin dit weggee, Amen. dan word dit vir jou werklikheid. Want sê, ek weet nie, ek kry niks nie. Ek kry niks in die gemeente nie. Ag nee, ek gaan iets anders soek. Interessant, dat jy's die een wat niks wil doen nie. Jy wil nie die woord doen nie. Daarom voel jy kry niks nie. Snaaks dat al die ander mense wat die woord toepas, wat die woord doen, sê, wow, hierdie woord is so wonderlik. Hierdie woord lewe in my. Hierdie woord het lewendig geraak in my. So as jy begin voel dat jy kry niks nie, verstaan ek hoekom. Want jy gee niks nie. Jy's in daai mode van, vat, wat kan ek kry? Gaan rond, kyk wat 'n pastoor kan jy die beste maak op die swing. Nee, jy ken die swing storie. Ek gaan dit nou weer vir julle vertel, want dit is nie net nou opgeneem. As ek julle nou goed maak, ek dink ek doen dan redelik goed vanmôre. Wie voel op die swing? Ooh, my maag voel so lekker hol as jy my so op die swing stoot. Ooh, pa, stoot my nog meer, sê die kind. Ooh, nog hoor, dis so lekker. En dan raak die pa moeg. Maar dink die pa raak hy slim en sê, wag, ek moet hierdie kind leer om homself te maak op die swing. Sê almal doen. Doen dit self. Amen. Ek kon onthou vir die eerste keer toe ek geleer het as 'n kind om myself te maak op die swing. Jy begin jou knie mos nou so wikkel en jou bene bietjie, sak 'n bietjie en jy begin nou hou vas aan die toue en jy staan nou op die sitplek, ja. En dan maak jy jou so op die swing. Wie weet, wie kan onthou as kinders? Kom almal. Amen. Of het julle nou groot geword in 'n area waar daar nie meer swings is nie. Jy swing die hele tyd op die selfoontjie. Jy sien, ons het baie lekker lewe gehad as selfone. En games op die selfoon. Nee, ons het op 'n swing. Pa, maak my op die swing. En later leer pa jou om jouself te maak op die swing. En nou het jy nie meer pa nodig nie. Jy sien, die oomblik as jy gee, die oomblik as jy begin doen, sê almal doen, Amen. dan begin dit vir jou al hoe lekkerder en lewendiger word. En so is ook die woord. Halleluja. Jakobus 2 vers 22 en Jakobus 2 vers 14 tot 18. Ek gaan nou daaruit lees. Sien jy dat die geloof saamgewerk het, sê almal saamgewerk het, Saam. met die werke of doen, en dat die geloof volkome word uit die werke. Jou geloof raak volkome en ryk en wonderlik wanneer jy die doen begin insit.
Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke of die doen nie. Die geloof alleen kan jou tog nie tot volkome genesing, heelmaking en bevryding bring nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, nou hier kom dit vir my baie mooi in, die geloof wat deur die liefde werk. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig. Kom broer, suster, ek sal net vir jou bid. Ag Vader, voorsien tog vir Sannie en vir Jannie en vir Pietie genoeg, Here. En jy weet nou, hulle het gebrek. En sê, gaan in vrede, die Here sal nou vir jou voorsien. Mense, weet jy wat, die Hemelse Vader het klaar met jou gepraat. Hy werk deur mense na jou toe. Sê amen. Wat is daai een? Gee en vir jou sal gegee word, 'n goeie maat ingedruk, geskit tot oorlopends te vol, sal hulle in jou skoot gee, want met dieselfde maat wat jy gee, sal vir jou gegee word. Jy sien, skoot is rus, jy sit. Hoekom kan jy rus? Want jy doen die woord. Ja, maar ek het nie altyd kos en goed om te gee nie, en baie mense bedel nie. Mense, die Heilige Gees gee jou wysheid. Jy weet mos naderhand wat bedelaars is nie, jy weet mos naderhand mense wat genuine swaar kry en nie het nie, maar tog gelowiges is en die woord lief het, en hulle kom vir die woord. Dit is vir my altyd maklik om mense wat woordmense is, en wat ek sien wat die woord wil uitlewe, te gee. Sê amen. Die Heilige Gees sal jou wys wie's kansvatters. Daar is mense wat nie wil werk nie, en daar's 'n skrif wat ook sê, hy wat nie werk nie, moet ook nie eet nie. Hallo. Maar ons praat van ons broeders en susters, hulle wat almal saam met ons die woord lief het. As jy nou sien dat een van hulle gebrek ly en jy sê, gaan in vrede, maar jy doen niks, dan leef jy nie geloof uit nie. Geloof werk deur die liefde. Stem saam. Net so ook die geloof, as dit geen werke het nie, is in sigself dood. Jakobus 2:18. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke of uit jou doen uit, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Kan julle sien, geloof is gerig op mekaar. Dis nie, ek glo die Here nou vir 'n Mercedes-Benz, of vir dit of dat. Ek wil vir jou so sê, as jy dan die Here glo vir 'n kar, wat gaan jy doen met die kar? Gaan hy werk vir die Here? Gaan jy die woord verkondig met hom? Yes. Of gaan jy sê, nee, hy staan net in die garage, hy moet daar so heeltyd gepolish word, en mooi gehou word, dis my kar. Ek weet van 'n ou wat dit gedoen het. Ja, ek weet ook van 'n ou wat dit gedoen het, en toe hy weer, na 'n paar weke met sy kar kom, toe die kar nie start nie, want die rotte het die drade binne opgevreet, maar die kar staan die hele tyd in die garage op dieselfde plek. Dit wat jy wou sê. Okay. Jakobus 2 vers 23 en 26. Voorbeelde uit die Ou Testament. En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en dit is vir hom tot geregtigheid gereken. En julle weet wat geregtigheid kom tot jou volle reg, as God se kind van liefde, Galasiërs 5:22, vrugte dra. En hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig of vrygespreek word, nie uit die werke alleen nie, uit die werke en nie uit geloof alleen. Jy sien die twee werk saam, maar pastoor, ek het dan nou gedog, ons het net geloof nodig en nie meer werke nie. Die werke wat die Bybel van praat, is werke van die wet om geregtigheid te bekom. Dit is heeltemal iets anders. Hierdie is geloofswerke. Nou dat jy tot Jesus gekom het, tot die Vader gekom het in geloof, nou leef jy geloofswerke uit. Lewendige geloofswerke. Gepaardgaande aksie, stem saam. Amen. Jy versnap nou, jy is liefde, jy leef nou liefde uit, en weet jy wat, die Heilige Gees krag is in jou, en die Vader voorsien buitengewoon aan jou, want hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy ontvang, Amen. om weer te kan gee. Die oomblik as jy die gee stop, gaan jy minder ontvang. Dit raak 'n dooie see. Ingang is lewendige skoon water, maar die see raak dood, want hy het nie uitvloei nie.
Stem julle? Amen. En is Ragab die hoer nie ook net so vrygespreek, regverdig verklaar uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het nie. Haar lewe was in gevaar, maar sy het iets gesnap. Hierdie spioene van die Here was van die Here. En sy het hulle soort van veilig gehou en hulle dan veilig uit die muur laat ontsnap. Julle ken met 'n lang rooi lint. En daai rooi lint moes ook in die muur bly toe die Here die mure van Jerigo verwoes het. En sy, net daai stuk, en waar sy gebly het behoue gebly. Omdat daai rooi lint, wat wys na Christus, Jesus, wat met sy bloed klaar betaal het. Wie wil dit glo? Amen. Amen. En op die einde van die dag is sy in die geslagregister van Jesus. Ja, en sy was 'n hoer gewees, en sy is in die geslagregister. Sy was dit, ja, en sy het gelowig geword. En sy het vryspraak ervaar. Maar sy het gedoen, sy almal doen. Gedoen. Sy het opgetree. En dis wat ons nou moet doen. Amen. Matteus 7 vers 24 tot 27. Jesus praat baie mooi hierso. Hy sê, julle wat my woorde hoor en dit doen, sal ek vergelyk soos 'n man of 'n vrou. Ek sit maar die vrou by, wat haar huis of sy huis op 'n rots gebou het. En die omstandighede en die storms van die lewe het teen daardie huis, julle weet die huis is jouself. Sê amen. Het teen daai huis aangestorm. Maar die huis het bly staan, want dit is op 'n rots gebou. Amen. Die ander persoon het sy huis op sand gebou. En toe die storms losbars en die omstandighede te veel raak, toe stort die hele ou huis in mekaar. Wat dit sê is, as julle my woorde hoor Yes. en dit doen, sê almal doen, Doen. is jy soos die man en vrou wat die huis op die rots bou. En die stormsomstandighede het woed om dit toegeslaan, maar die huis het bly staan. Amen. Want jy het die woord gedoen, sê almal doen. Gedoen. Die persoon wat op sand gebou het die woord gehoor. Baie mense hoor die woord, maar hulle pas dit nie toe nie. Yes. Hulle doen dit nie. En toe omstandighede en moeilikheid begin en die storms van die lewe kom op jou af, omdat jou huis op sand is, het die huis geval. En hy sê, die huis se val was groot. Groot. Nou hier is 'n ander wonderlike ding wat ek al reeds vir julle verduidelik het. 'n Rots, as hy baie verweer, dan raak hy naderhand verdeeld, sê almal verdeeld. En hy raak sand. Sand is verdeelde rots, sê almal verdeeld. Verdeel. Rots is eenheid, praat van Jesus. Yes. Wie besef al hoe meer en meer deur hierdie woord, Amen. Jesus het ons een met hom gemaak Halleluja. en met die Vader. Wie wil dit glo? Amen. Wanneer jy die woord vat, die is-woord vat en jy koester dit, begin jy al hoe meer inbeweeg in die eenheid met jou hemelse Vader. Amen. Een met sy gesondheid, een met sy lewe in oorvloed, een met sy blydskap, een met sy wysheid. En die storms kan maar kom. En die moeilikheid kan op jou toeslaan. Raai wat gaan met jou gebeur? Jy is nie verdeeld nie. Jy's nie op sand gebou nie. Jy's op rots gebou. Amen. Hierdie woord bring die rotskrag binne in jou. Hierdie is geloof en jy staan sterk. En as jou mond oopgaan, dan praat jy is woorde van geloof. En die storms kan maar woed en omstandighede kan maar rof raak. Jy kom staande aan die kant uit. Sê amen. Amen. Dis die verskil teen van iemand wat die woord hoor en dit doen, en die persoon wat net die woord hoor en dit nie doen nie. Ja. Sê amen. Julle is almal doeners van die woord, want julle is hier. Julle is getrou, is een van die vrugte van die Gees. Wow, jy doen goed vir jouself, hoor. Maar kom ons vat nou hierdie raamwerke, hierdie toolbox, hierdie gereedskap, wat vir julle almal gegee het. Almal is geroep vir voltydse bediening. En gaan en bedien mense met hierdie is woorde van geloof. Sê amen. Amen. Punt 4. Op jou raamwerk. Spreek is woorde van geloof.
Sê amen. Amen. Spreek is woorde van geloof. Wie verstaan wat ek nou sê? Romeine 10 vers 17 en Romeine 10 vers 5 tot 10. Geloof is dus uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Want Moses beskrywe die geregtigheid, julle weet nou wat geregtigheid is, tot jy volle reg te kom, as kind van God van liefde, wat uit die wet is. Julle weet mos die wet, die 10 gebooie, is eintlik liefde. Eerste helfte daarvan, jy moet God lief hê met alles wat jy het. Tweede helfte, jou naaste soos jouself. Maar dit was om dit te doen of dit te probeer wees. Maar dit het nou verander. In die ou bedeling is dit op kliptafels geskrywe, die wet. In die nuwe bedeling waarin ons nou is, nadat jy Jesus aangeneem is, gevul is met die Heilige Gees, is dit nou in jou hart geskrywe, in jou binneste geskrywe. Wat? Die wet, wat liefde is. Jy is nou Galasiërs 5:22. Sê amen. Amen. En hy wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe, sê almal weer doen. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, het 'n stem. Die nuwe geregtigheid op 'n nuwe manier. In die ou bedeling het jy geregtigheid bekom of probeer, niemand kon dit regkry nie, om die wet van liefde 100% te hou. Nou die nuwe bedeling in Christus Jesus, geregtigheid wat uit die geloof is geloof. En geloof sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring nie. Wat hy hier eintlik sê, moenie sê, daar's tyd en afstand nie. God is nie ver nie. Maar wat sê dit? Die geregtigheid wat uit die geloof is, sê almal geloof, sê, naby jou, sê almal naby? Wie's naby hier? Amen. Wie se ore is naby my? Wie kan hoor? Marco sê vir Karen, jy is naby haar. Jy sit langs haar. Ek sien jy sit so een stoel weg. Pastoor Mimpie, jy's nog nader aan Karen daar. Piet, jy en Annetjie, sien ek sit styf teen mekaar. Kry julle koud of is julle verlief? Okay. Johan, jy en Tersia, sien ek sit daarom redelik teen mekaar, né? Ja. Okay, vang julle. Daar's Elwie en Mariette ook. Ek sien hulle het dan so 'n bietjie spasie daar, hulle kry nog nie so baie koud nie. Okay. Right. Naby jou is die woord. Wie kan hierdie woord hoor? Amen. Naby jou, wie kry dit op die ore? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Hart kan ook wees jou siel, denke, gedagtes en gemoed in hierdie plek. Anderswoorde, jou kop is vol daarvan en die woord is in jou gedagtes, jou sienswyse, jou denke en raai wat gebeur as jou mond oopgaan. Dis in jou mond. Kyk hoe naby is dit. En hy sê, dit is die woord van geloof wat ons verkondig. So wat se woord verkondig pastoor Jan? Wat se woord verkondig julle? Is geloofswoorde. Sê amen. So, ek praat nou van julle geloof in woord, en dan gaan ek hier uit die gemeente uit, en as jy van die preekstoel al weg, of ons almal luister dit nou, en dan sê, yes, ek hoor dit, amen, preach it brother, en dan gaan ons hier buite, en dan sê iemand, hoe gaan dit broer? Oh, jy sal nie weet nie. So onder die omstandighede. Oh, dit gaan sleg broer. Ek moet my hande oprek om die bodem te raak. Dit gaan ellendig. Maar jy was nou net, jy het nou net die woord goed. Vang julle hoe probleem ons het. Vang julle dit. Naby jou is die woord in jou hart, denke, gedagtes, gemoed en in jou mond. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. Wat doen jy en ek? Doen ons dieselfde. Praat ons is woorde. Ja, maar dit is soms so lekker om te kla, jy weet. Om te moan. Ek is op hierdie moungroep. As ek kon lekker gemoun weer van gisterand 9:00 af toe die krag afgaan. En het nader die groep gesluit van al die gemounery. Ja. Al die selfone het opgepak, want dit het overload gewees. Al die datas is weg. Man.
Wat van ons praat is woorde van geloof. Naby jou is die woord in jou hart, gedagtes, denke, gemoed en in jou mond. As jy met jou mond, nee, as jy met pastoor se mond. Nee. Ek gaan om positief te wees en positief praat. Luister wat sê pastoor. Hy praat beter as hy. Dis tyd geword dit naby jou is, op jou tong is, op jou eie mond, sê almal eie mond. As jy met jou mond, luister nou, as jy nie met die pastoor se mond nie met die dominee se mond nie, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met ander woorde, jy praat hom, wie is Jesus? Hy is die woord wat vlees geword het, dis soos hom nou ken, dis soos hom as verbeur, die woord. As jy Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek, sal jy gered. Hierdie gered is gedeso, Griekse woord, heel gemaak, gesond word. Want met die hart of denkes, gedagtes, glo ons tot geregtigheid. En met die mond, sê almal saam met my, en met die mond bely ons tot vrymaking, heelmaking, gesondmaking, redding, manifestasie. Amen. Sê amen. So wat bely jy? Is woorde van geloof. Ja, maar pastoor, ek kan nie sê dit gaan goed as dit nie goed gaan. Romeine. Geloof sê dit gaan altyd goed. Ja, maar dan lieg ek. Romeine 4 vers 17 sê, God roep dinge wat nie bestaan nie as bestaan. Met ander woorde, dan lieg God ook mos. So kom ek en jy roep dinge wat nie bestaan nie as wat bestaan. Psalm 23 vers 1. Hier's voorbeelde, ek het dit al vir julle gegee, van is woorde. Die Here is my herder. Niks ontbreek my nie. Kom almal sê saam my. Die Here is my herder. Niks. Ja, ek kan nou hy niks werk met my. Ek het nou die dingetjie en daai. Sê almal niks. Ontbreek my nie. Ja, maar wat gaan dit my help as ek dit sê? As ek nie kan skimp as almal moet weet hoe swaar ek kry nie. Ek kan nie vir mense dit sê nie. Ek kan nie sê niks ontbreek my nie, dan gaan hulle my niks gee nie. Kom nou. Kom ons wees gelowiges. Sê almal saam met my. Niks ontbreek my nie. Weet jy wat? Die Heilige Gees sal so kragtig werk om jou. Mense sal raak sien. Daar's 'n ander skrif wat sê, gaan in jou privaatheid met die Here en vra vir hom daar. En hy sal jou in die openbaar vergelde. Weet jy wat's lekker? As niemand weet van jou behoeftes nie, en net jou hemelse Vader weet, en jy bely positief, en skielik kom daar voorsiening, dan weet jy, dis nie mense wat gehoor het en jou jammer gekry het nie. Dis die Vader wat voorsien het. Amen. Ek het dit al baie so ervaar. Kom nou mense. Ek het. Ja, kom nou. Dis hierdie tannie, sy gaan op haar stoep uit, as so 'n semi-woonstelling. En dan roep sy hart uit daar elke oggend. Here is so goed vir my. Ek is genees, ek is gesond. Ek is gelukkig. En dankie Here, U voorsien aan al my behoeftes en U gee vir my alles. Nou is daar langs haar 'n groot goddelose man bly en hy weet, hy is bewus daarvan dat die tannie kry swaar. En sy sê, dankie Here, U gee vir my krydeniers en U gee vir my alles. Nou weet ek nie of sy geskimp het nie. Ek glo daarom nie. Sy het gedink sy was alleen. Maar in elk geval, hy hoor dit en hy dink, nou gaan ek haar streep trek. Ek gaan nou vir haar wys dat God hoor nie gebede. En hy gaan koop vir haar klomp sakke krydeniers. En hy gaan sit daar so voor haar deur neer. En die volgende dag gaan sy weer uit. O Here, nou is hy erg bly. Dankie Here, U het voorsien in al my behoeftes en krydeniers my gee, sommer 6 sakke vol. En ek is so bly, dankie Here. En hy kom skielik daar op die hoek en hy sê, uitgevang. Dis nie die Here wat dit gegee het nie. Ek het dit gekoop en vir jou daar gaan sit, sodat ek jou kan uitvang. Sy het hom so gekyk, toe gaan sy aan, o Here, ek wil U meer en meer loof en prys, die goddelose. Jy die goddelose gebruik om aan my te voorsien. Daar is maar so skrif. Die goddelose se fondse sal instroom na die regverdiges toe. Amen. Punt 5, en dis hoe ver as ons kom vanmôre. Pastoor, nie voordat jy bekommerd is.
Punt 5. Geloof is 'n vaste vertroue. Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die Griekse woord vir vaste vertroue is hypostasis. Klink amper soos hippopotamus. Hy's 'n groot dier daai, né? Wel, dis hoe die Here vir jou voorsien, groot. OK, sê almal hypostasis. Wat beteken hypostasis? Vaste vorm. Geloof bring die vormlose, onsekere hoop na 'n vaste vorm. Wie van julle weet, hoop is onsigbaar, want dit lê in die toekoms. Stem julle saam? Amen. Dis ook onseker. Dis jou droom. Ek benodig dit. Maar dit is nog nie hier nie, dit is nog nie 'n werklikheid nie. Maar wat doen geloof? Geloof werk op daai droom, op daai hoop. En dit bring dit in 'n vaste vorm as jou bewys. Sê amen. En ek wil dit so verduidelik. Hier is waterdamp in die lug, kan julle dit sien? Hier is. As jy dit afkoel, dan begin die druppeltjies val. Jy kry deesdae so 'n apparaat wat die vog kan uittrek Yes. uit die lug uit. Die waterdamp wat jy nie kan sien nie, dis onsigbaar. En dan word dit water. Dan kan jy daai water vat. Nou dis daarom nou al tasbaar, maar dis vloeibaar. Dis nog nie heeltemal reg. Dan kan jy daai water vat en jy kan dit ys. En nou het jy blokkies ys. Nou niemand van ons wil nou graag 'n blokkie ys hanteer nie, dis 'n bietjie ysig koud. Maar dan is dit vaste vorm. Nou dis wat hypostasis beteken. So wat doen geloof? Geloof vat die hoop, die onsigbare, die damp, die waterdamp. Hy koel hom af en hy maak hom water. En hy koel hom verder af en hy maak hom ys, vaste vorm. Nou wie van julle sal saamstem, as jy nou ys het hier, dan het jy nou sekerheid dat dit 'n werklikheid geword. Ja, dan kan jy tee maak. Die onwerklike, onsigbare wat jy nie kon sien nie, jou droom. Jou droom is nog onsigbaar. Wie van julle droom? Jy droom oor goed wat jy graag wil sien gebeur. Nou ek hoop jou drome is Christus Jesus. Ek hoop jou drome is om te sien meer en meer mense neem Jesus aan, die woord. Amen. Ek hoop jou droom is om te sien hoe jou huis volmaak van mense, hoe jy daar sit met hierdie raamwerk en hoe jy hulle die woord leer. Amen. Ek hoop jou droom is om te loof en te prys. Amen. Maar weet jy, saam met dit, voorsien die Here, want ons het behoeftes, want ons moet eet, ons moet 'n dak oor ons kop hê, ons moet krag hê om al hierdie goed te kan doen. Maar dis ons hoofdoel. Ons lewe sodat ons vir hom kan leef. Amen. So jou droom. Nou begin jy. Jy sê dit het klaar gebeur. Dankie Here, ek het dit klaar. Amen. Dankie Vader, dit is klaar myne. Ek het die bewys. Geloof is 'n vaste vorm, 'n hypostasis. Dit maak die hoof, die droom wat ek het, 'n vastigheid, 'n werklikheid. En hier is dit nou. En voor jy jou oë uitvee, dan is jou huis vol mense. Jy is besig om mense die raamwerke aan te bied. Sê amen. Amen. En nou begin jou lewe sin maak en jou lewe kry kleur. Dis waarvoor jy Amen. gebore is. Dis hoekom jy gebore is. En nou raak jy gelukkig. Ek wil vir jou weer eens sê, geluk lê nie in wat jy gedink het geluk is nie. Dis waar. Ja. Geluk lê om die werk van die Here uit te leef waarvoor jy geroep is. Almal van ons is gebore in hierdie tyd om te leef in hierdie tyd om die werk van die Here uit te Amen. leef na die mense in ons lewe. Jy leef nie net vir jouself nie. Amen. En die oomblik wanneer jy dit begin doen, ek hoop dit is jou groot droom in jou lewe, dat jy die werk van die Here wil uitleef. En dit nie net wil doen nie, maar net klaar doen. Sê amen. Amen. Dadelik geleentheid. Mense, almal van ons ken mense. Vat jou gereedskapkas, vat jou raamwerk, gaan na mense toe vandag. Vat hierdie boodskap vandag en gaan deel dit met iemand. En as jy nog bietjie sukkel daarmee, ek meen, dan gaan dit nou uitstuur vir almal op hulle WhatsApp. Stuur dit dan vir jou vriende, jou familie. Stuur dit uit. Jy's mos nie skaam vir die woord nie. Kom ons gee die woord uit. Dis 'n krag tot En gaan self dan ook en doen dit. Gee dit weg. Dan word hierdie woord lewendig vir jou.
Hebreërs 11 vers 3, deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Verduidelik, ons het sopas vir julle die voorbeeld gegee. Alles wat jy hier sien het ontstaan uit die onsienlike uit. Wie van julle is handig met die hande? Wys gou vir my, wie kan met die hande goed doen? Nou wil jy 'n meubelstuk maak. Miskien 'n tafeltjie, 'n koffietafeltjie. Nou begin jy dink, hoe gaan ek hom maak? Nou maak jy 'n sketsie. Dis jou prentjie. En jy sien dit in jou verbeelding. En jy sien in jou verbeelding, hier's al die gereedskap wat ek nodig het om hierdie tafeltjie te maak. En hier's 'n stukkie hout wat ek gaan kry. En so gaan ek die pote aansit. En dan sien jy uiteindelik as hy slaan, daar staan hy mooi gepolish en alles. En op hom is 'n mooi kleedjie gegooi en daar's die skikbord met die tee en die koffie en die bekers en goed. En hier sit al jou vriende, want dis hoekom jy hom gemaak het vir Christus, want dis vir jou huiskerkgroep waar jy die mense gaan nooi om saam met jou nadat ons die woord geniet het, 'n bietjie tee of koffie te drink. Sê amen. Dis waarom jy die tafeltjie gemaak het. Stem julle saam? Nou in jou verbeelding is die tafeltjie mooi. Maar as jy net daar gaan verbeel die hele tyd, en na 10 jaar verbeel jy jouself nog steeds, het iets gebeur? Nee, jy begin nou werk daaraan. Jy glo die Here, want hy het jou bekwaam gemaak, hy het vermoë in jou geplaas. En jy begin die goed bymekaar kry, en jy kry die gereedskap bymekaar, en jy begin hom op mekaar sit. En uiteindelik, net soos jy hom gesien het, soos jou droom was, daar is hy werklikheid geword. Nou. Sê amen. Geloof het jy het gedoen. Dink aan hierdie kinderkerk van ons hier buitekant. Yes. Dit was 'n droom. Ek en pastoor Mimpie het baie daaroor gedroom. Sy het op 'n stadium onder die bome kinderkerk moes hou, in die wind en die weer. En toe begin ons droom oor hierdie kinderkerkkompleks. En ons het dit gesien, die 3 groot pragtige klaskamers. En toiletgeriewe, waskamer geriewe. En ons het gewonder, hoe gaan ons dit doen, want dit gaan baie geld kos. Maar ons het begin droom, ons het die prentjie begin sien. En weet jy wat? Toe pas ons dit toe. Toe begin ons, gee die Here vir ons 'n gedagte. Eet hom soos 'n olifant. Weet jy, een persoon kan 'n olifant opeet. Sit net die olifant op ys. En hier is die geheim. Elke dag spit 'n sooi. Dis ook 'n ou segswyse wat die mense wat die ou dae huise gebou het. Hulle het 'n graaf gevat, redelike groot graaf, want hulle in die kleigrond 'n sooi gaan spit. En dan word daai sooi wat hulle gespit het, daar in die son gesit om hard en droog te word. En dan vat hulle dit as 'n steen, en dan bou hulle die huis. En dan hulle groot segswyse was, spit 'n sooi elke dag, spit jy net een. Uiteindelik gaan die huis klaarkom. So ons het eet soos 'n olifant, ons gaan lank vat, maar ons gaan hom opeet, en spit 'n sooi elke dag. So wat ons toe begin doen het, ons het die prentjie gekry, ons het die planne geteken, ons het gesien die kompleks, en ek en pastoor Mimpie het gegaan, saam met julle, van julle was ook hier, en het gesê, dankie Here, ons het klaar die kinderkerk. Daar staan hy klaar, ons sien hom. En ek het baie keer daar op die plek waar ons hom nou gebou het gaan staan en loop, my verbeel ek is in hom, en ek loop nou in die klaskamer in, en ek loop in daai klaskamer in, ek het dit so geniet. En weet jy, ons het met die fondasies begin, en toe die fondasies klaar gegrou het, sien ek hoe groot is dit, ek dink, hoe gaan ons hierdie fondasie gegooi kry? En weet jy, hulle het die regte tyd, regte mense gekom, en hulle het gehelp met finansies, en die persoon het selfs tot 'n bakkie groot trok gehad, en 'n klip en sand aangery, en ons het hierdie fondasies gegooi. En toe lê die fondasies daar, toe lyk dit nou so groot, ons moet nou die ding bebou, en so het ons elke dag 'n sooi gespit, so ons fondse gekry, en geloof, stene gekoop, begin bou, en daar kan julle vandag sien, die kompleks is 99% voltooi, van die waskamers moet nog net aandag kry. Mense, as ek nou daaroor nadink en ek dink terug, dat het so onmoontlik gelyk, so groot gelyk, en tog het ons geloof gehad. Geloof is 'n hypostasis, 'n vaste vorm aan jou droom wat jy hoop. Hoop is nie geloof nie. Geloof vat die hoop, jou droom, en bring dit in die werklike nou in. Sê amen. Solank as wat jy met jou mond is woorde kan spreek oor jou lewe, bring jy
die hoop in die vaste vorm, in die werklikheid in. Ek wil hê jy moet dink aan die mense in jou huis, jou familie, jou vriende, wat nog nie die Here dien nie. Hulle lyk rof, hulle lyk onbeskof, hulle lyk of hulle nooit die Here gaan dien nie. Maar wat doen ek en jy? Gebruik ons geloof. Wat sê ons mond? Here, ek verklaar hulle gered. Ek verklaar hulle vry. Ek verklaar dat hulle snap, dat die oë van hulle verstand, Efesiërs 1, verlig word, sodat hulle kan sien en snap en verstaan en honger word vir u woord. Wie wil dit doen vir jou mense? En dan Kolossense 1:28 sien hulle volmaak in Christus Jesus, asof, sê almal asof hulle reeds daar is. Ons sal sien die volgende punte wat ons gaan doen is, roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis ook hier op jou raamwerk. Sê amen. Amen. Maar dis hier waar ons nou gaan stop. Wie kry iets vanmôre? Amen. Geloof werk op die dinge waarop ons hoop en bring die hoop op die dinge in die nou werklikheid in Jesus naam. Amen. Pastoor Miepie, wil jy iets sê? Pastoor Jan, en ons het melodramas gehou na op ons stene. Dan staan die stene hier buitekant. En dan klim jy maar op die steierwerk en bou jy. As jy nie gebou het nie, Ja. was dan nou nog nie stene. Ja, en ons het die stene uiteindelik gekry en het hoop hy buite gestaan, dis wat Miepie sê. Maar as ons net die stene daar laat lê het, dan sou hulle weggedra word uiteindelik. Ons het soos ons stene gekry het, ons begin bou. En dan het ons weer nie uit stene uitgeraak en dan kry ons weer stene en bou en bou en bou. Ons moes doen, ons moet iets daaraan doen in daai prentjie. Sê amen. Amen. Baie dankie. Vader, ons dankie vir u woord, ons dankie Here dat hierdie woord posvat, dat hierdie woord staande bly en elkeen, dat almal van ons is woorde van geloof sal spreek. En Vader, dankie dat ons vul onsself al hoe meer en meer met voedsel van geloof, woorde van geloof. So wanneer ons mond oop gaan, Vader, spreek ons u woord, u geloof. Dankie Vader, al hoe meer staan ons op en doen u woord en bring mense in die koninkryk in Jesus naam. En almal wat glo saam met my sê, Amen. amen.